Ja, ons verwelkom almal op hierdie wonderlike dag, Sondag. Sien die son net so begin deurbreek. Ons is almal bly vir 'n bietjie sonskyn. En Pastor Wimpie, jy is ook baie welkom, hoor. Baie dankie. En almal van julle is ook baie welkom vir hierdie gesamentlike uitsending. Okay, ons is besig met die nuwe skepingsweek, dag 7. En ons gebruik die Genesis skepping as 'n narratief of 'n patroon wat die Here vir ons gee. Van die begin af verkondig hy aan die einde van ons. En almal is so bewus van die einde in die laaste tyd. Laaste dae. Nou ongelukkig is baie ouens se laaste dae se tydsberekening bietjie uit. Soos 'n kar se tydsberekening. Nou ek weet as 'n kar se tydsberekening uit is, dan maak hy harde knalle. So daar's baie harde knalle gemaak, want hulle tydsberekening is uit. En ek is so bly dat ons 'n les het vir julle. Ek dink dit is les 12. Laaste dae. 'n raamwerk van opsomming van die laaste dae, wat ons reeds al vir julle gegee het. En die van julle wat goed geskool is daarin, en wat kinderlik die woord ken, sal nie harde tale maak. En dan skandes bring op die koninkryk van die Here. So, kom ons kry die regte tydsberekening van die laaste dae. Meer as 2000 jaar gelede, toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, het Petrus opgestaan en hy het gesê, mense, hierdie mense is nie dronk soos julle dink, maar soos die profeet Joël gespreek het, in die laaste dae, sê almal laaste dae, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Hoe lang terug het dit gebeur? 2000 jaar gelede. Hulle verkondig dis nou die laaste dae van die planeet aarde, van menslike bestaan op aarde. Mense nee, die Bybel se laaste dae is die laaste dae van die ou bedeling wat verby gegaan het. Sê, wie kry? Ons leef in die nuwe bedeling en die ewige bedeling van Jesus Christus. Okay, wat doen jy? Jy is ook iets. Ek wil net iets sê, in die gees is daar nie iets soos eerste of laaste nie. Pragtig. Die gees is ewig. Amen. Ewig. Dis die alfa en die omega, begin en die einde. So, daar is nie 'n begin nie en daar is nie 'n einde nie. As jy jou hart vir die Here gegee het, dan is jy vir ewig vry. En jy leef vir ewig. Al kom jy ook hier op die aarde en jy sê, weg is my asempie, dan leef jy nog steeds vir ewig. Want in die geestelike realm is daar ewigheid, want God is ewig. Ons dien 'n God wat ewig is. Ag, dankie tog. Dankie tog dat ons 'n God kan dien wat ewig is en wat nie net vir 'n tyd lank is nie. Weet jy, kry 'n fantastiese president van 'n land en dan is hy net vir 5 jaar 'n president. Nee, en dan gaan hy weer af en dan kry jy iemand anders wat regtig waar 'n rampokker is. Dan is dit nie 'n goeie president nie, maar dankie tog, Jesus Christus ons Here en ons Meester, ons middelaar, ons saligmaker, die een wat ons in stand hou, hy is vir ewig. Amen. Vir ewig. Amen. Ja, en elkeen van ons enige oomblik in die laaste dag wees. Yes. Ons weet mooi. So, leef elke oomblik as dit die laaste oomblik is in die Here. Amen. Geniet sy teenswoordigheid. Sy teenswoordigheid is sy ewigheid. Daar's nie tyd nie en daar's nie afstand. Amen. Amen. En terwyl ons dan nou leef ons vir wie? Vir Christus. Want hy leef vir ons. Amen. Die Vader leef vir ons. Sy lewe wat jy nou het is in jou. En daarom leef ons met dankbare harte. So wat is dit nou met tye? Ons neem nie met tye waar nie. Want ons ervaar die ewigheid. Wanneer ons stil raak, dan gaan ons dit in sy teenwoordigheid. Dis ewigheid. Sê amen. Dis die laaste dag. Hierdie een ou in die wolke, engel gesien. Het jy al sien baie dinge die mense gesien? Wat op die media uitgesaai, veral van die hele wat ons op die media vreeslik is, né? As jy voetjie oopmaak, dan spring dit sommer so uit. Hierdie ou het nou dit en dit gesien, en dat gesien, en almal het goed gesien. Almal sien goed.
Ek weet daar's ouens wat as hulle dronk raak sien in 'n pink olifant toe. Maar in elk geval moet jy nie steur aan tekens nie. Word rustig Amen. en nugter, selfs nugter in die Here. Amen. Die teenwoordigheid van die Here en in sy woord. Nou, as ons sy woord ken, dan raak ons nie beskik nie. Yes, amen. Ons weet wat ons weet, dat ons dit weet. Amen. En dan weet ons dit weer oor. En die Heilige Gees wat binne in jou is, lei jou in die volle waarheid. Okay, so, nuwe skepings weer, die laaste les van hierdie reeks wat ons gedoen het, is dag 7. Wat het in dag 7 gebeur volgens die patroon, volgens die narratief van Genesis 1? Dit was die groot rusdag. Nou ja, ek dink Pastor Minke, as jy vir ons net daai en sal lees, hier so in Genesis, sommer hier van die notas af. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Nou, wat baie interessant is, as ons nou verder gaan lees na die nuwe skepping, as jy nou die eerste hoofstuk gaan lees, dan sal jy sien, in vers 5 van Genesis 1, en dit was aand en dit was môre die eerste dag. Vers 8, en dit was aand en dit was môre die tweede dag. Kan jy sien, daar was 'n tydperk. Dit word baie spesifiek genoem. En dan, vers 13, en dit was aand en dit was môre die derde dag. En dan vers 19, dit was aand, dit was môre die vierde dag. Vers 23, dit was aand, dit was môre die vyfde dag. Vers 31, en dit was aand, en dit was môre die 6de dag. So in die nuwe skepping is ook 'n tydperk, en ons het veel al reeds gewys, tydperk van 40 jaar, en die nuwe skepping dan plaasgevind, op dieselfde patroon en dieselfde volgorde as die Genesis skepping. En nou wat vir my mooi is, dat op die 7de dag staan hier baie duidelik, soos ons pas gelees Genesis 2 vers 2 en 3, daar was geen aand en geen môre nie. Daar was geen begin nie, daar was geen einde nie. Die 7de dag is die ewige dag, is Christus. Ons sal 'n bietjie later sien dat Jesus word genoem die Here van die Sabbat. Wat is die Sabbat? Die ewige Sabbat rus. Amen. Wat ons nou binne in ons het. Waar is Jesus nou? Net om aangeneem, baie gou vir my. Waar is hy nou? Binne in jou. Die ewige Sabbat rus, waar daar geen tyd is nie, geen afstand nie, is binne in my en binne in jou. Sê halleluja. Amen. Goed. Goed, Pastor Minke, wil jy iets sê? Ons hoor geleide en klanke hier, so nou in die laaste tyd het ons so baie geleide en klanke gehoor van die wegraping, dat die mense raak nou al bedag. Ek wil net sê, nee, mense moet jy nie steur aan tekens nie. Mense is so geneig om hulle te steur aan tekens. So die ou boer het op sy stoep gesit. En ek weet nie of het hy vorige aand papangaaiings geëet nie, maar 'n bietjie te veel varkvleis geëet nie. Maar toe sit hy te kyk hy so vir die wolke. Toe sien hy die wolke maak 2 letters. Groot letters so in die wolke, ja. Ja, Ja. daar staan GP. Groot G so in die wolke. G. En daar's langs 'n P. En hy skrik homself boeglam, hy sit daar op die stoep, nee, gaan dan. Hy gaan sê vir sy vrou, Die Here het sopas met my gepraat. en die Here het vir my gesê, gaan preek. Go preach. En hy pak sy tas en sy Hy verkoop sy plaas, hy verkoop sy beeste, en hy verkoop alles. Die vrou is natuurlik baie hartseer, want sy het oor skapies gehad, sy het daar eie handslagers groot gemaak. Maar die ou man, hierdie boer wil nou, hy go preach, hy het dit in die wolke gesien. En toe gaan hy, né? En ek gaan, en niks wil regloop nie, En alles misluk. alles misluk, En hy sit sonder geld daar, en sonder kos, en nou hy net. en hy gaan praat met die Here, hy sê, Here, ek verstaan nou nie, U het gesê, go preach. GP. En die Here sê, ek praat nie met tekens nie. Ek het nie dit gesê. Hy sê, daai teken word eerder gepreek, ek weet eerder bedoel, go plow. Gaan ploeg.
Gaan doen jou werk. Ek het vir jou gesê, gaan ploeg. Amen. So, as die Here jou geroep het om te ploeg, wees dan 'n ploeger. As die Here jou geroep het om 'n sanger te wees, sing dan tot ere van die Here. Ja, party sangers moet liever net sing en nie preek nie. Stem julle saam? Maar in elk geval, wat baie belangrik is wat jy ook al doen, wat se nering of werk jy het, daar's altyd mense. Stem julle saam? Dit's altyd tussen mense. Gebruik jou werk as 'n bediening. Gebruik die werk of die plek waar jy is tussen mense om jou lig te laat skyn, die lig van Jesus. Om die geestelike boom te wees wat die geestelike vrug te dra. Want God werk met ons deur sy Heilige Gees. En sy Heilige Gees werk deur jou gees en hy praat met jou direk. Jy hoef nie in die koerant te lees wat jy dink ander mense vir jou sê nie. God praat met jouself. God het nie 'n switchboard nodig om te sê, hoorie so, sit my deur na Ou Desmond toe ek vandag met Ou Desmond praat nie. God is binne in jouself, as hy vir jou iets wil sê, sal hy dit vir jou sê. Amen. Jy het nie 'n switchboard nodig om te sê, jy wag, ek gaan nou eers gou vir die en vir daai bel, om te hoor wat sê die Here nie. God praat met jou direk. Amen. Want jy die Heilige Gees in jou. Ja, hy is binne in jou en die manier hoe die Here met ons praat is ook deur sy woord. En as jy sy woord dan hoor jy sy stem, want sy stem is in sy woord. Daarom is het goed dat ons die woord ken, dat ons onsself voed met woorde van geloof. Want hoe meer woord jy ken, hoe meer bedag gaan jy wees op sy stem. Sê amen. Nou hier lees ons nou, ek het hier, jy is nog besig met die staan. 1 Johannes 2 vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leer nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê. Salwing wat binne in jou is, sal jou leer. Soos wat ons gaan hoor met Johanna se getuienis, nee, die Here is by elke een van ons, elke sekonde, elke minuut van die dag, en hy is in kontak met jou. Amen. Jy het nie nodig om ver te gaan, of om 'n luidspreker te hoor, of om, soos ek sê, koerante te lees nie. God kan met jou praat. Amen. Nou ons gaan terug na ons res van vandag. Jesus ontstel die owerste van die sinagoge. Hy het altyd die kerkleiers van daai tyd ontstel. En so vind ons in ons lewe. Dit is nogal die mense wat jy die meeste ontstel as jy die waarheid begin praat. Ja. Dis seker kerkmense. Dit is interessant, né? Hulle hou nie van ons. Okay. Nou Lukas 13. En Jesus was besig om op die Sabbat. Lukas 13 vers 10 tot 13, ja. Jesus was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. Nou let wel, hy het nie net op die Sabbat geleer nie. Soos wat julle die Bybel lees, sal julle sien. Dan was hy op die markplein, dan was hy op die berg, dan het hy langs die see van Galilea geloop, hy het oral gepreek, maar hierdie spesifieke dag. Ja, dis goed wat jy sê, is, as ek die Bybel lees, en vir al die boek Handelinge ook met die apostels en die eerste disciples, dan is hulle nooit binne in die kerkgebouwe gewees nie. Jesus het buite die kerkgebou gewerk. Ja. Johannes die doper wat Jesus aangekondig het, waar was hy? In die woestyn. Dis asof die kerklike wêreld, die gebouwe van daai tyd, nie Jesus kon akkommodeer nie. En ek wonder as Jesus vandag op die aarde moes kom, letterlik. Hoeveel kerke sal hom aanvaar? Ek dink hy skop maar buite die kerke werk. En daarom het ons nou beginsel, ons werk ook buite die kerke. En daarom sê ek vir julle, almal is beroep vir voltydse bediening. Jy het nie 'n preekstoel nodig nie, jy het ook nie 'n gebou nodig nie. Jy is self die tempel. En oral waar jy beweeg, draai jy die vrugte van liefde, blydskap en vreugde. En almal wat jy sien, sien die Here, want hulle sien hom deur jou. Sê amen. Nou, dis baie waar wat jy sê. En Jesus was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het.
En sy was in mekaar getrek, glad nie in staat om reg op Ja, sy het so vooroor gestaan, sy het so in mekaar getrek. 18 jaar. Dis moeilike tyd, né? En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is Ek like it. Selmal is. Jy is. Jy weet toe daai woord is sien, toe raak hy soms so groot dik letters vir my. Vrou, jy is. Ek wil hê vir die ou langs jou kyk en sê, jy is. Klaar gelukkig. Sy lag man, wees vriendelik, want jy is. Jy is. Selmal is. Ek is. Wanneer daai is-faktor van geloof inkom, daar's niks mooier as is geloof. En dis waarom daai les van ons les 3 dink ek, nee, les 6, 7. Les 6, wat een is geloof? Maak nie saak, julle kan self gaan kyk wat een is dit. Daar het ek spesifiek geskryf, die is-faktor van geloof. Baie mense snap nie geloof nie, want hulle gebruik sal. Ek sal nog oukei wees, dit sal nog beter gaan. Mense, met die mond benei jy, tot oor binne, sê Romeine 10. Jy sê, dit is, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Amen. Okay. So hy sê vir die vrou, pastoor Wimpie, hy sê, vrou, jy is van jou krankheid vol. Ek dink die vrou het haar hooglaag geskrik. Sy het seker so gestaan, en so, wat? Daai woorde het haar getref. Daai woorde het haar geskok in haar geloof en haar laat opstaan. Kyk nou. En hy het haar die hande opgeleg. En onmiddellik. Sy almal onmiddellik. Daai woord het ek onderstreep en ek het dik vetletters gekry. Onmiddellik. Sy almal onmiddellik. Onmiddellik. So wanneer gaan jy bly wees? Onmiddellik. Nee, pastoor, ek het nou juist vanmôre gekom. Ek pastoor wil op hierdie swing maak, dat ek kan gelukkig wees. En dit pastoor, as jy nie ondenklik op hierdie swing maak, jy gaan soek met my ander pastoor. Mense, geluk en blydskap kom nie van buite af nie. Kom van binnekant Dit is reeds binne in jou. Die koninkryk van die hemel is reeds binne in jou. Sê amen. Amen. So stamp die persoon weer langs jou. Ek is gelukkig. Ek is gelukkig. Kom, jy ook, wees gelukkig. Smile. Nou gaan ons aan hierso. Ja. En jy kry altyd mense wat suur gesig trek oor, maak nie saak oor wat nie. Hulle is altyd opgetrek oor iets. Hulle is die wat is daai woord ek wil nie Die vergeet. Sadducees. Ja, daai, wat sê hulle in 'n kombers? Nie of kan jy dit sê? Nee. Wat is daai woord wat sê koue pampoen? Maar wat 'n koue? Wat sê Nat vaddoek. 'n nat vaddoek. Yes. Ja, okay. Maar die owerste van die sinagoge was grondwaardig. Kyk dan, dis nou die leier hè, van die kerk. Dis die dominee, die pastoor van die kerk. Wat Jesus nou optree. Jesus bring die is-woord in. Is. Hierdie ou is grondwaardig. Omdat Jesus op die Sabbat genees. En hy sê vir die skare. Ja. Hy sê vir die skare. Is daar nie 6 dae waarop 'n mens gesond kan word nie? Hoekom moet jy dan nou op die Hy Sabbat gebruik kom? spesifiek die woord werk, ja. Ja, om gesond te word. So hy sê gesond maak en as werk. Hy sê basies vir die mense, hy sê nie so, kom dan op die 6 dae, sodat jy kan gesond word. Nie op die 7de dag nie. Kan jy sien dat hier kom die Genesis skepping in weer. Reg in die Bybel word punte by mekaar getrek. Ons sien nou, hier is dit in word en Jesus ontkete nou hier iets. Hy spreek eintlik met sy optrede die 6 dae aan. Kan julle dit sien? Ja. Die 6 dae. Okay. Want in hierdie ou se kop was die Sabbat belangriker as die Here. Die Sabbat moes geëer word, meer as dat die woord van die Here materie vind en sal manifesteer. Toe sê Jesus vir die dominee, gaan aan. Jou geveinsde. Maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of sy esel van die krib los en lei hom weg om hom te laat drink. Ek dink in vandag se dag dat hulle nie jou bakkie pap of 'n bakkie honderdkos uit te gee vir jou hondjie. Het julle geweet jy moes dit nie gedoen het vandag? Dat niemand met werk nie, met op nie vir jou hondjie kos gee nie. Yes.
Ook nie vir jou man kos gee nie, hoor ek iemand sê is wat. Sis vrou. Okay, goed. Mense, hulle het nie besef dat die Sabbat was gemaak vir die mense. Hulle het gedink, die Sabbat is daar om geëer te word. Maar die Sabbat het God ingestel, sodat mense op die 7de dag kon rus. God wys vir ons, 'n groot beginsel, hier van die begin af, dat daar 'n ewige Sabbatsrus. En dis nie iets wat jy eendag, bestuurlik is so, Johan, jy stap nou vanoggend hier in, jy sê vir my, jy hoeveel name jy het, ne? 4 name. En hy noem sy name, ek sê vir hom, hallo Johannes, ek sê, excuse my, jy sê nie Johannes, hy sê nie, my rechternaam is nie Johannes, maar dis hy al name te ken. Hy sê, ek het nog 3 ander name ook. Hy sê, dis ook ek so moeg lyk, ek is moeg gedra. Aan die name. Aan al my name. Ek hou van julle hier, man. Dis so oulik. Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham hy sê, jou geveinsde, wat is 'n geveinsde? Is dit iemand wat iets voorgee? Hy gee hom voor as iets spesiaals en dan sê hy niks. Ja. Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word. So, Sabbatdag word hier saamgevoeg met bevryding. Ewige rus in Christus Jesus. As jy dit snap, en jy kan dit begin ervaar. En jy kan. Jy moet net stil raak in sy teenwoordigheid. Dan ervaar jy onmiddellik ewige Rus. tydlose, Amen. afstandlose rus. Sê rus. Ek wil nou weer gesê, staan jou langs en wat moet nie die rus besteed. Wees rustig. Wees rustig elke oomblik in die Here. Met sy woord. Sê hy. En toe hy dit sê, het al sy teestanders beskaamd geword, en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Jesus gebeur het. Die ewige Sabbat bring genesing. Onthou nou, jy het die Gees van die Here in jou nie net op 'n Sabbat nie. Nie net as jy in die kerk is nie. Nie net as jy loof en prys nie. Jy het die ewige rus in jou. Amen. 24/7 het jy dit in jou. Amen. Wees elke oomblik rustig. As sy met sy ja, maar ek met die skottelgoed was, dit maak my wel rustig. Nee man, geniet die skottelgoed wassery. As die water so oor jou hande spoel en sê, dink jy aan die water van Psalm 23, die stille waters. Sê hy, voel die water, ervaar dit, geniet die skottelgoed. Begin sê, dankie Here vir hierdie bord wat ek nou was. Ek het 'n bord. Hier daar's mense wat sê 'n bord nie. En die virke en messe wat jy was, sê dankie. Geniet die oomblik. Sê almal geniet die oomblik. Geniet die tydlose oomblik. Die ewige rus oomblik. Jou Vader is altyd daar. Hy's by jou, hy's om jou, hy's in jou. En terwyl jy is, jy dankbaar. Mense, daar's geen kragtiger krag as dankbaarheid wat so in jou begin opwel nie. Dankbaar. Dit maak jou gesond. Weet jy, ek sien, hulle het 'n wetenskaplike studie gedoen. Wanneer hulle water gevat. Julle het dit ook gesien, dis op. Die goeie goed wat teken op jou selfoon. Sien die goeie goed raak. En hulle het studente gevat en laat hy professor, en laat hy studente met water praat. Dan sê hy nou, hier is 'n klomp glasse water hier. Nou gaan julle studente hierdie water sleg sê. Negatief praat. Hoor jy, dan praat hulle negatief oor daai water. En party mense het nie 'n probleem om negatief te wees nie. Dit borrel sommer uit. Jong, en hulle sê daai water sleg. Hulle sê julle lelike slegte water. Julle gaan mors. En toe vat hy daai water een kant toe en hy gaan vries dit. Toe vat hy ander water en sê die glas, hy sê kom studente, nou asseblief al die positiewe woorde, mooi woorde wat liefde in het. Spreek dit oor hierdie water. En hierdie student praat met hierdie water. En dan sê mooi woorde, liefdevolle woorde, opbouwende woorde, stigtende woorde.
En hulle sê vir hierdie water, hoe pragtig is hierdie water, en hoe mooi is hierdie water. En hoe lekker proef hierdie water. En hulle vat daai water en gaan vries dit ook. En toe hulle dit onder die mikroskoop kyk, dis die water wat hulle sleg oor gepraat het, se struktuur, chaoties en lelik. En toe hulle die water vat waar oor mooi woorde gepraat het, dis die pragtigste, mooiste kristalle wat gevorm het, snowflakes, patrone. Het jy geweet die grootste deel van jou lyf is water. Romeine 10 sê praat mooi goed oor jouself. Sê amen. Dood en lewe, sê Salomo, in die mag van die tong. En jy wil dit graag gebruik. Sal die vrug daarvan maak. Nie net oor ander mense, nie oor jouself ook. Praat woord, mooi woord oor jouself. En vir al die mense in jou lewe. Sê amen. En ek het niemand wat mooi woorde, dan praat mooi woorde oor jouself. As van voor die spieël, praat mooi met jouself. Sê amen. Die vlakste wat jy ooit kan wees om jouself te begin beledig. Moenie. Ek was nou. Pastoor Jan, want daar's nie die lelike mense nie. Party lyk net baie anders. Party lyk net anders. Ja. Daar's nie iets soos 'n lelike mens nie. Matteus 12:8. Want die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. As ons hom aangeneem het en ingeneem het, is hy nou in ons. So waar is die Here van die Sabbat nou? Binne ons, waar is die Sabbat ewige rus? Binne in ons. Net om te hoor, ag, ek soms rus. Amen. Ons is nie meer diensbaar aan die natuurlike Sabbat nie, soos ek gesê het. As op 'n ander plek, wat Jesus en sy disippels deur die landerye geloop het op die Sabbat. En hulle was honger. En sy disippels het van die koringkorrels gepluk en dit gevryf en dit geëet. En die mense het te kere gegaan daaroor. En mag nie oes op 'n Sondag nie. My genade, hulle het net 'n paar korreltjies koring gevat en skoon gevryf en in hulle mond gesit. Dis nie iets ergs nie. Hier kom nou baie mooi beeldspraak van Paulus wat dieselfde ding aanroep, Galasiërs 4:1-7. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd volheid van die tyd. Volheid. So baie mense wag nog vir die volheid van die tyd. Hulle wag vir 'n koms, terwyl ons reeds 'n koms ervaar. Elke keer wanneer jy 'n woord hoor van die Here en die Heilige Gees kom en hy maak Jesus vir jou 'n werklikheid deur daai woord, ervaar jy 'n koms. Stem jy saam? So baie mense mis dit omdat hulle kyk na 'n fisiese koms. Hulle wil iets meer dramaties of spektakulêr sien en daarom mis hulle dit. Mense, hierdie woord van vermoere, ek weet nie julle nie, maar ek ervaar 'n koms deur sy woord. Ok, maar toe die volheid, sê allemaal volheid van die tyd. Toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Om die wat in die letter vasgevang is, in die ou bedeling, die wet was saam met die ou bedeling, want as die wet oortree word, moet diere geoffer word van hulle sondes te betaal. Weet julle wat? Dit is klaar weg en klaar verby. Dit het verby gegaan, die ou bedeling is verby. Baie gryp nog vas in die ou bedeling en hulle kan nie glo, dit is verby nie, daarom wil hulle nog die Sabbat byvoorbeeld hou. Ons is nou die ewige Sabbat, wat nou binne in ons is, sy naam is Jesus Christus. En die wat onder die wet is, los te koop, nee. Amen. Wow. Sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle nou kinders het God die Gees van sy seun in julle harte
uitgestuur en hy roep Abba Vader. Die Heilige Gees in ons maak ons so bewus van ons kindskap. En hy roep ons Abba Vader. Amen. Sê, hulle het God geken as God. Hulle was te bang om sy naam uit te spreek. Hier kom Jesus. Hy sê, so moet julle bid, Onse Vader. Daar bring hy ons, Onse Vader. God is nou Vader. Wat 'n groot verskil. Grote God, Onse Vader. Dit bring ons dadelik persoonlik, dadelik by ons. Ons is deel van sy familie. Ons is in sy verbond, sy nuwe verbond ingesluit. Amen. Dankie Jesus. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie. Jy is nie meer 'n diensknegt onder die wet nie. Jy is nou 'n kind van God. Amen. En so kyk. En dan skielik dan kom daar 'n koue wind of 'n reën wil so val. En dan hoor jy dat benoudheid van daai kykies. Piep, hoor mos op 'n ou en piep. En dan gaan sit kom die ou broers hen dan pof sy daai vere so uit. Dan so klok 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 klok. En dan kom die kykies agter haar stem aan. En dan storm hulle onder haar vere in. Want ek altyd daar so gestaan en kyk, sê mense, ek was 'n kykinkie. Dit lyk so lekker om so onder die hen in te storm. En dan hoor jy daai kykies. Dan sit nie meer daai benoude piepgeluide nie. Dan sit want hulle is nou onder. Mense, wanneer jy kan leer om stil te raak en sy teenswoordigheid, gaan jy sulke geluidjies maak. Want dis waar jy veilig is. Amen. Jesaja 28 vers 16. Daarom so sê die Here, kyk ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat pas gegrondves is. En hy wat glo sal nie haastig wees. Sê almal hy wat glo. Hy wat glo Sal nie haastig wees. Geloof maak jou rustig. Geloof in wat klaar reeds gebeur het. Die is woord, dit is gebeur, klaar gebeur. Dit is nou in worde en in werking. Dit werk klaar. Dankie Here, die Here is my herder, niks ontbreek nie. Deur sy wonde het daar is klaar genees. Sê amen. Amen. Ek het reeds lewe in oorvloed in Christus Jesus. Ja. Niemand sê ek kan nie dit sê nie, want ek het dit nie. Mense, Romeine 10, Romeine 4, vers 17, roep dinge wat nie bestaan nie. As ons dit bestaan. Met die woorde van jou mond bely jy tot redding, oorwinning, genesing, gesondheid. Amen. Johanna kom gou, vertel ons daai, want op hierdie punt van haastig, moenie haastig kom, sit hier in my stoel, nee, is reg. Johanna, jy kom sit hier nou in die stoel, loop in die stoel. Ek gaan preek jou. Nou gaan ek pastoor wees. Dis hy. Prys die Here. Ek wil net graag my getuienis deel met julle wat met my gebeur het hierdie week Dinsdag. Ek het my trouring wat groter maak by Smithco in Welkom. Dit is die ou Dean Smith. En hulle het my laat weet, ek het om Vrydag ingegee en Maandag in middag het hulle my laat weet, ek kan hom kom haal so 9:30 se kant. En ek sal nou eers saam met my ma gaan haal het, dat ons nou lekker saam gaan en dit gebeur het so dat ek in die bakkie klim en die bakkie wil nie staart nie. Nou ek sê onthou my man en my seun was nie daar hierdie week nie. Hulle het gaan stap, hulle het die Amatolla gaan stap en ek is nou vrou alleen. Nou klim ek in daai bakkie en soos dit ek is ek maar altyd haastig. Ek wil altyd vanaand alles doen. En ek start nie, draai die sleutel, niks gebeur nie. Ek beloof vir julle, ek het seker 'n goeie 15 na 20 minute met daai bakkie gesit. Waar wegstap dit? Ja, nou het nooit 'n probleem nie. En ek raas na ons met die Here. Ek sê, Here, kyk hoe sukkel ek. Help my net, ek wil net ry. En niks gebeur nie. Ek het nou 'n vriend van my wat my help partykeer as ek met die vullisverwydering besig is en my mense is nie daar om my te help nie, met belle kom. Hy kom toe hy stoot die bakkie toe daar staan die bakkie nou. En ek dink toe nou, okay, ek is nou in die ry, laat ek nou maar gou eers Checkers toe gaan en my goed gaan doen by Checkers en laat ek gou ook gaan en Clicks toe gaan en my pille en goed daar kry. En ek doen toe al daai dinge en toe ek daar by die juwelewinkel kom, toe staan plek beroof. Toe daai plek 'n roof gehad, letterlik die tyd wat ek gesukkel het om die bakkie aan die gang te kry.
Dis net glasstukke, dis net bloed en die arme mense is almal getraumatiseer. Die vroukie wat my toe nou help, hulle kan hulle eers nie my ring vir my gee nie, want hulle is nou nie seker of dit ook gesteel is of wat ook al nie. En ek sien toe nou hulle almal like so erg getraumatiseer en sy sê daar, hulle is op die grond gegooi letterlik en met vuurwapens gedreig. En daar was 'n kliënt in die winkel wat sy horlosie gebring het, hulle het hom neergegooi, hom geskop en geslaan en hom ook, jy weet, sy horlosie gevat. En sy sê hulle het hulle hangertjies van hulle nekke afgeruk, hulle ringe, alles. Hulle is letterlik al die goud gesteel daar. Die goudsmif was agter besig om te werk met goud. Toe hy hoor wat gebeur, toe gooi die goud in die dropsafe. Toe hulle sien wat hy doen, toe kom hulle ook om hom te wil skiet en hom te wil seermaak ensovoorts. En dit was net vir my, op daai oomblik het ek nie regtig besef nie. Ek het toe gelukkig my ring gekry, die Here het dit so bewaar, dat ek my ring kon kry, maar onthou nou hier, ek besef dat dit is aardse goed, dit is goed wat gaan agterbly. Maar God weet ook die sentiment wat dit vir my het, omdat dit iets is wat my man vir my gegee het, wat ons mee verloof geraak het en getrou het. En ek het toe ook gelukkig die geleentheid gehad om daar te kon bid. Hulle is moslems, die eienaars. En voordat ek daar uitstap, en tussen die bloed en die glasstukke, toe roep ook al die dames daar, sê kom, laat ons net saam bid. Nee sê hulle, maar die roof het klaar gebeur, ons hoef nie te bid nie. Ek sê nee, ons moet bid, ons moet vir die Here dankie sê, dat hy julle bewaar het. Want julle is almal nog hier, niemand is dood nie. God het ons elkeen bewaar. En ek bid toe saam met hulle, dat die rustigheid van die Here oor hulle sal wees. En toe ek so uitstap, vir net toe bel my ma, sy sê, sy het net iets by Checkers nodig. En toe ek so om die draai stap, sê die Here vir my, Johanna, jy het vanoggend geraas, oor dat die bakkie nie wou start nie. Ek het jou beskerm. Dit is presies die tyd, as ek gery het, daai bakkie gestart het, is dit presies die tyd, dat ek in daai gebou sou wees, waar hy rooftog plaasgevind het. En toen dalk my ring aangepas het, om te kyk of hy nou reg is, en dan het hulle my ring ook gesteel daardeur. En my seer gemaak, my dalk aangeraak of geskiet, of wat ook al, nou, ek het gehoor, daar was geskiet ook daar. So, sien hoe wonderbaarlik is die Here. Mens moet nie altyd haastig wees, en daardeur het ek geleer, weet jy wat, calm down a little bit. Ek dink ek is te haastig, en daaruit het ek 'n les geleer. Die Here wil hê, ons moet ook weet, en my ma sê toe ook nogal vir my, want ek wel toe ek sê, ma, ek sukkel om die bakkie in die gang te kry. Sy sê toe, my kind, wees kalm. As jy nie vandag daar uitkom nie, kom jy môre, dis nou maar so. En ek sê, nee, ek wil gaan vandag, ek wil nou gaan. Ek gooi behoorlike tantrum hierso. En eintlik het die Here my net beskerm. So ek kan net vir die Here al die lof en die eer gee daarvoor. En mens moet altyd daaraan dink, agterna het ek besef, wow, weet jy hoe amazing is dit? Dat ek kon letterlik daar gestaan in daai oomblik wat dit gebeur het. En die Here weet wat sou gebeur het met my, maar hy het uit my beskerm van daai dinge af, deur 'n bakkie te gebruik wat nie staart nie. Die volgende dag toe ek met die bakkie wil ry, sy die sleutel in en daar staat die eerste plek. So wat was dit gewees? Definitief die hand van die Here. Amen, 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 amen. Hy is die Here. Jy moet nooit haastig wees nie, haal asem. En dit is wanneer mens dit beoefen om sy teenwoordigheid te ervaar, leer jy om nooit haastig te wees nie. Amen. Sê amen. Amen. Stil raak in die Here. Amen. Jesaja 40. Ja. Daai woord beteken wag op die Here, beteken vleg sy gedagtes in jou gedagtes in. Dis wat dit letterlik beteken. So wanneer ons diep wortels kry, omdat ons gedagtes, sy gedagtes in ons invleg, dis om te wag. Dan kry jy arendsvlekke. Jy hardloop, word nie moeg nie, jy wandel word nie moeg nie. En omdat jy in sy teenwoordigheid is, het jy in sy wysheid. En nou julle ook, baie keer, veral as ons reis sien maar na die supermark toe, dan is altyd ons 'n karretjie voor jou wat nie kan wegkom nie. Weet jy, is baie snaaks, ons mense deesdae. Ry in smartkarre, splinternuwe karre, maar so strapsieties. Het julle dit agtergekom? Nou deesdae as ek so agter, eintlik toets die Here jou en oefen jou geduld. As ek so agter hulle ry en sê ek, dankie Here, daar's 'n goeie rede hoekom ek nou stadig moet ry. En weet jy hoe verkeerd ek het gesien? Dan voel jy jou tyd is gemors. Maar weet jy, sy tydsberekening is perfek. Dan kom jy na die supermark, dan loop jy in daai persoon vas, wat jy moes vasgeloop het.
Dat jy 'n wonderlike tyd saam met iemand daar, dat jy kon gesels en mee deel. Wat jy sou gemis het, as jy te hastig was. Ja, dis waar. Nee, steur met jy? Het ons nog tyd? Ja, jy was verder rustig. As ons verder ons tyd nie, ons lei ons af. Goed, sluit ons af. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons in die rus reeds ingegaan het. Nee. Dankie Vader dat ons diep wortels kan groei in u gees. Dankie Here dat ons wortels maak onder toe om by u gees te bly, Vader. Dankie Here dat ons nie heethoofdig is in ons koppe, dat ons koppe ons beheers nie, Vader. Maar dankie dat u met u gees, die salwing wat binne in ons is, dat u ons daardeur beheer. Dankie Here, u gee vir ons die ewige rus. En u het dit reeds vir ons beskikbaar gestel, Vader. En ons wat geglo het, ons het die rus ingegaan. Here, ons sal nie vervaard wees nie. Want u sê, vrede gee ek julle. 'n vrede, nie wat die wêreld gee nie, maar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Om julle hart en julle sinne te bewaar. In Christus Jesus. Amen. Amen.